angels bow before him, worship and adore him. What mighty God we serve. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, he's the King. I live in my heart. My Jesus lives and now. I live in my heart. I live in my heart. My Jesus lives and now. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus lives. I live in my heart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus lives on now. I live in my heart. My Jesus lives on now. I live in my heart. I live in my heart. My Jesus lives on now. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus lives. I live in my heart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus lives on now. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift him up for the world to see. He said if I be lifted up from the earth, I will draw men unto thee. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift him up for the world to see. He said if I be lifted up from the earth, I will draw men unto thee. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift him up for the world to see. He said if I be lifted up from the earth, I will draw men unto thee. At the
meer mense dit besef het as die kerk vandag. Halleluja. Dat het is ons, allemaal van ons, die pastoor, uit te gaan, ja, om wat Jesus gedoen. En dat jy uitgaan, jy is kalm om met die woordslag van Jesus en self in jou staan. Amen. God send His His Son. When holy Jesus, He came to love, heal and forgive, He lived and died to buy my pardon, and empty grave is there to prove my Savior lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Hallelujah. Ja, Here. Omdat U Vader As jy nou besef hoeveel mense hierdie jaar al wat ek ken, selfmoord. Ja. As hulle die Here Jesus geken het, soos wat ons hom ken, sou dit nooit gebeur het. Yes. So ons moet besef dat die Satan is hier om te steel, roof, te plunder. Ja, hallelujah. Ons het werk om te doen. Dank. Because He lives, I can face tomorrow. Because I know, Amen. because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future.
wanna be with you. Yes, the world. Yes, The world will bow down and say you are Lord. Every man will bow down and say you are King. So let us start right now. Why would we wait? Let us start right now. And read the King of glory, glorious grace. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, glorious grace. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, glorious grace. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, glorious grace. Just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, glorious grace. I just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, glorious grace. Just wanna be with you. Just wanna be with you. We just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, glorious grace. Just wanna be with you. Just wanna be with you. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things. To you are all things. You deserve
My siel verlang so na die hemel. Kom ons het net vir die Here Jesus sing vanmôre. Amen. Want ons siele verlang na die hemel vanmôre. Yes, hallelujah. Here Jesus, ons het 'n verlange in ons hart vanmôre. Amen. Ons gees verlang vanmôre, Here Jesus. Kom ons sing vir die Here Jesus net daai lied. Dankie. My siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juig, daar waar die dood nie meer sal wees nie, o daar wil ek wees deur sy genade, o wil jy met my saamgaan, o wil jy met my saamgaan, my reis is na Kanaan, die Jordaan, o wil jy met my saamgaan, my siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juig, daar waar die dood nie meer sal wees nie, o daar wees deur sy genade, o wil jy met my saamgaan, o wil jy met my saamgaan, my reis is na Kanaan, oor die Jordaan, wil jy met my saamgaan. My siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juig, daar waar die dood nie meer sal wees nie, o daar wees deur sy genade, o wil jy met my saamgaan, o wil jy met my saamgaan, my reis is na Kanaan, oor die Jordaan, o wil jy met my saamgaan, verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juig, daar waar die dood nie meer sal wees nie, o daar wees deur sy genade, wil jy met my saamgaan, wil jy met my saamgaan, my reis is na Kanaan, oor die Jordaan, o wil jy met my saamgaan.
Halleluja, dankie Here. Dankie dat daar vir ons 'n hemel is. Here Jesus, dankie dat daar vir ons 'n plek is vanoggend waar ons kan kom kniel, Here Jesus, om die waarheid te kom hoor. Here, ons is in die Kanaan vanmôre. Here, ons is op pad na Jerusalem toe. En ons is op pad na die hemel toe deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Here, ons het U lief bo alles en vanoggend kan ons net verklaar. Heilige Gees, maak ons wakker vanmôre. Werk in ons en werk deur ons en maak ons ore oop en gee vir ons 'n nuwe gedagte, Here Jesus, dat ons sal weet hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Hierdie is die dag van Jesus Christus en ons wil God verheerlik vanmôre. Hierdie kerk wil vir Jesus en vir God en die Heilige Gees verheerlik. Here, ons wil U verheerlik optel, ons wil U exalt, Here Jesus. Bo alles vermoorde. Here, reinig ons gedagtes en ons harte. Geef ons 'n vaste gees vermoorde, Here Jesus. Die Heilige Gees wat ons parakleet is. En Here, ons dank en loof U dat ons U mag aanbid vermoorde. Dankie Here Jesus dat ons 'n voorreg het deur U bloed en U kruishout. Deur die graf wat leeg is. Here, ons loof en prys want die graf is leeg vermoorde. Here, U het uitgekom. En Here, die belangrikste is, Jesus Christus het opgedaag. Hy het opgedaag vir my en jou. Ja, Here, ons loof en prys en dank. U Heilige Gees, neem beheer. Vat oor, Here, en lei ons vermoere net soos wat U wil. Ons loof U, ons prys U en ons dank U tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Ketze Hebrees Galabar en Diandorobos Catalegamente. Rabayenturu Casianda la Bahenda la Casianda. Resca Avrendia de Rusque Telebebendere Kestianto. Rebe Endriandos Catalabanderis Ketendia. Laba Andris Kete Ebreantu Lobobondere Kestianto. Resca Aver de Lestia. Reca Andrus Cotelia la Babandera Kestianto. Rabakenda le Bebendera Kushet le Bebende. Keta la Baba. Resa Baba. Kyk is die God wat rus gee. Amen. Waarom sou jy bekommerd rondkyk? Ja. Na wat om jou aangaan? Is dit nie vanmôre die tyd dat jy sal ingaan in my rus nie? Dankie. Is dit nie vanmôre die tyd dat jy jou hart versag en kom op 'n plek waar daar rus is nie? Kyk, vanmôre sê ek vir jou, my las is lig en my juk is sag vanmôre. Jy kan kom vanmôre en kom rus vind by my. Jy kan kom vanmôre te midde van die oorlog en te midde van die dinge wat jy hoor nie, te midde van die aardbewings, te midde van die vloede, te midde van alles kan jy vanmôre kom en kom rus vind in my. Kyk, sê die Here, dis waar dat ek gesê het my koms is so naby. En dis waar dat ek gesê het vanmôre jy moet reg wees wanneer ek kom. Ek kom vir my bruid. Maak jou olielampe vanmôre vol. Wees vanmôre vol van my keuse, maak dat jou olielampe vol is. Wag op my, sê die Here. Wag op my want die dae is boos. Wag op my, sê die Here. Koop vanmôre die tyd uit. Koop vanmôre die tyd uit, sê die Here, want die tyd raak min. Daar gaan 'n tyd kom wanneer my stem nie meer gehoor gaan word. Daar gaan 'n tyd kom wanneer jy gaan roep en ek nie gaan antwoord nie. Koop vanmôre, sê die Here, die tyd. Halleluja. Goeiemôre. Welkom in die huis van die Here. Ekskuus, ek het nou nie vanmôre my preeknotas op te kom print nie. Ons printer wil nie so lekker saamwerk nie, so ek gaan die tablet al werk. Giel sal dit al hier op die skerm gooi om te volg. Vanmôre gaan dit baie anders as 'n gewone opstandingsboodskap wees, want ons het eintlik eers nodig om reg te maak.
Ons het nodig om van goed ontslae te raak, voor ons werklik kan sê, hy is ons heiland. Hy is ons redder. Hy is ons verlosser. Maar soos dit aangegaan het met die kerk en die ontwikkeling van die kerk, het baie paganfeeste ingesluit in die Christelike feeste. En nog vandag word hierdie feeste so noukeurig gehou, sonder dat ons een keer vra, maar waar kom dit vandaan? Nou as ek my Bybel vir jou moet gee, as jy nie een het nie, kan jy hierdie Bybel deurgaan, jy gaan nergens 'n paashaas kry en 'n paaseier. Maar tog word dit gekoppel aan die kruisiging en die opstanding. Nou as my Bybel dit nie vir my leer nie, waar kom dit vandaan? Waar kom hierdie tipe lering en leerstellings vandaan, wat so lekker ingesyfer het in God se huis? Ek kyk die afgelope week na die kerke, die bedienings wat almal hulle paaseiertjies uitpak en hulle 'n paashassie wat rondloop en dan paaseiertjies uitdeel, wat veronderstel is om die boodskap van die kruis te wees, word nou die boodskap van 'n paashas. En dis waar die kerk moet regkom, kind van die Here. Nou jy kan maar vanmôre vir my kwaad word, die wat op die sosiale media geluister het, jy kan jou wip vir my soveel soos dat jy wil. Ek moet die waarheid vir jou voorhou. Want as ons sê, ons aanbid die lewende God, die God wat opgestaan het uit die dode, waarmee bemoei ons onsself? En dis vanmôre waaroor my boodskap gaan. Tot my skok moes ek regkom en besef dat selfs die woord Paasfees bestaan nie in die Bybel nie. En moes ek repent voor God. En sê, Vader, ek ook is skuldig. Want ek het geglo, daar is 'n ding soos 'n Paasfees. En ek het selfs vir die kerk, vir die gemeente 'n dingetjie gemaak wat sê, geseënde Paasfees. Terwyl ek hom koppel aan 'n hemelgodin. En vanmôre gaan ek leer rondom die waarheid van Pasga en Paasfees. Voor ons begin wil ek net opening gebed. Aba Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanmôre in U huis kan wees. Vader, ek plaas myself onder die bloed, onder die beskerming vir hierdie boodskap wat ek moet uitbring. Nie iets wat maklik gaan ontvang word nie. Mense gaan redeneer in 'n kabel in hulle eie koppe en hulle eie geweë. Maar ek bid Here dat mense tot besef sal kom hoe verkeerd ons is en dat ons sal regmaak met U. Vader, ek bid nou dat U sal lei deur die Heilige Gees, net soos wat U wil. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Nou die meeste mense volg na soos wat hulle geleer was met die veronderstelling dat dit wat hulle glo en doen reg is. Ons het almal geglo, Paasfees is reg. Ek het so groot geword. Jy het so groot geword. Niemand het ooit na ons toe gekom en ons gesê, het jy al ooit gevra waar kom die betekenis vandaan? Want vir ons as kind was dit gewees, Paasfees lei daartoe met die kruisiging van Jesus en sy opstanding. Terwyl dit glad nie skriftuurlik korrek is. En vanmôre gaan ek jou skok met versekerde inligting wat ek gaan deurkom. Verdra my, dis baie studiewerk hierdie. Ek wil deeglikheid gehad het om seker te maak wanneer ek hierdie goed vir julle gee, dat julle totaal en al die ware inligting het. Nou baie belangrik volgens hulle oortuigingsreg genoeg was. Meeste neem nie tyd om waarom hulle die dinge wat hulle doen beproef nie. Terwyl Paulus sê, beproef alle dinge, maar behou die goeie. Amen. Paulus het al lank reeds voor die tyd geweet. Daar's dingetjies wat ingekom het in die kerk. En daarom het ek sê, beproef alle dinge, maar behou die goeie. Ek het al baie hierdie skrifverse gehoor, totaal uit konteks, waar daar vir jong mense gesê word, die Bybel sê vir jou, jy kan maar die wêreld gaan doen, jy kan dinge in die wêreld gaan doen. Paulus sê, dis reg, dis fyn, maar behou die goeie.
Dis glad nie wat hy skrif sê. Amen. Ons gaan voort, hy sê, hoekom glo u dit wat u glo? Waarom het u die oortuiging, waar het u die oortuiging vandaan gekry? Is die bron van die geloof die Bybel of een of ander gesag? Indien jy sê die Bybel, is die vraag, is jy seker? Nou kyk ons, wat van Paasfees? Aangesien honderde miljoene dit onderhou, glo in eer van Jesus Christus se opstanding, dan moet die Bybel baie daaromtrent te sê. Sekerlik moet daar baie verse wees waarin die hassie, die eiers, die eierjagte, die mandjies vol suikerklontjies, die paasbolletjies, die pastyd, die goeie Vrydag en die sonopdienste genoem word. Om nie Paasfees self eers te noem nie. Het jy dit al iewers in jou Bybel gesien? Nee. En eers selfs as ons dit gaan vertaal in die oorspronklike vertaling, kom ons nie eens daar. Kom ons kyk wat sê die Bybel se gesag rondom Paasfees. Die Bybel is die enigste gesag vir alle Christelike dinge. Stem jy saam? Word Paasfees daarin genoem? Nou ek het daar ja gesit, kom ons kyk. Neem kennis van Handelinge 12 vers 1. Koning Herodes het begin om die kerk te vervolg wat gekulmineer het in die brutale dood van die apostel Jakobus deur die swaard. Dit het die Jode so behaag dat die apostel Petrus ook deur Herodes gevange geneem was. Die plan was om hom later aan die Jode te oorhandig, volgens vers 3 sê dit, en dit was die dag van die ongesuurde brode. Die Nuwe Testamentiese kerk het die ou dae wat in Levitikus 23 beskryf word onderhou. Ons lees dan ook in vers 4 toe hy, naamlik Herodes, hom dan gegryp het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, 16 in totaal, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So dat was 'n Paasfees. Reg? Stem jy saam? Goed. Is hierdie Paasfees dan nou die Bybelse Paasfees wat u en ek moet onderhou? Hierdie vers verwys na die Paasfees nie. Hoe weet ons dit? Die woord wat as Paasfees vertaal word is 'n Griekse woord Pascha, vanaf die Hebreëse woord Pesach. Daar is geen oorspronklike Griekse woord vir Pascha nie. En het slegs een betekenis. Dit beteken altyd Pascha. Dit kan nooit Paasfees beteken nie. Daarom vind ons die Hebreëse woord in die Griekse Nuwe Testament weer eens, kan hierdie Hebreëse woorde slegs na Pascha verwys. Ander vertalings, insluitend die Revised Standard Version, verwys ook korrek na die woord Pascha. Amen. Nou in steede van Paasfees goed te keer, bewys hierdie vers eintlik dat die kerk steeds die sogenaamde Joodse Pascha gevier het, 10 jaar na die dood van Christus. Niks het verander. Selfs na die dood van Christus het hulle die Pascha gehou. Amen. Dit het nie weggeval. Dit het nie in iets anders verander. Verstaan nie? Ons gaan voort. Kom ons gaan nou na die ander skrifgedeeltes van die Paasfees wat magtig. Dit bied 'n probleem. Daar is niks nie. Daar is absoluut geen vers, enige plek in die Bybel wat Paasfees viering magtig of goedkeur nie. Die Bybel sê niks van vastyd, eiers, eierjagte, mandjies vol suikerklontjies ensovoorts nie. Alhoewel bolletjies en sonopdienste as 'n gruwel genoem word, wat God natuurlik oordeel. Ons sal nou ook ondersoek en ons gaan ook leer hoekom. Die vertaalfout van Handelinge 12 vers 4 is nie 'n baie subtiele poging om 'n heidense fees in die skrif in te voeg met die doel om dit te magtig nie. Maar ons gaan ook nou later kyk wat die Pascha van naby ook ondersoek. Ons gaan kyk kort na die Pascha.
Die welbekende Ou Testamentse storie sentreer op God se bevryding van Israel vanaf uit Egipte, deur 10 wonderbaarlike plaae. Onthou jy dit? Hierdie het ingesluit die doodsengel wat oor al die huise waar die Israeliete gewoon het sou gaan. Hulle was opgedra om die bloed aan die deurposte te sit, om te verseker dat net die eerstgeborenes van Egipte, om te verseker dat net die eerstgeborene van Egipte sou sterf. En hierdie eerste Pasga was dit net die bloed van die geslagte lam, wat elke Israelietse huis beskerm het. Terwyl Egipte die doodsplaag ondervind het, is die eerstgeborenes van Israel deur die bloed verlos of bewaar. Deur gehoorsaam te wees aan God se opdrag en deur geloof aan sy belofte om hulle te bewaar, was hulle die dood gespaar. Dis die ontstaan gewees, waar hulle die bloed van die deurkosyne moes gaan sit het, tydens die 10 plaag, en waar die eerstgeborene sou sterwe, indien daar nie bloed van die deurkosyne was. Dis die ontstaan van Pasga. Maar kyk ons verder. Hierdie weergawe van Pasga word in Eksodus 12 van vers 12 tot 14 gevind. Vers 14 verklaar dat die Pasga seremonie 'n opdrag van God was om jaarliks gedenk te wees, wat deur Israel vir ewig gehou moet word. Hierdie opdrag word in Levitikus 23 vanaf vers 5 herhaal. Die 7 dae fees van die fees van die ongesuurde brode word in Eksodus 12 vers 15 ingestel en weer waarom die Handelinge 12 vers 3 dit verklaar. En dit was die dag van ongesuurde brode. Voordat die Pasga in die volgende vers genoem word, hierdie dag word altyd met mekaar verbind en saamgehou. Nou kyk ons wat sê die Nuwe Testament. Indien die Pasga vir ewig ingestel was met die Nuwe Testamentiese opdrag vir die onderhouding daarvan duidelik wees, hierdie opdrag word in 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8 gevind. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons Pasga is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier met ongesuurde brode, wat altyd die Pasga volg, soos hierbo verduidelik is. Christus as die lam van God, volgens Johannes 1 vers 29, Handelinge 8 vers 23, 1 Petrus 1 vers 19, Openbaring 5 vers 6, vervang die Ou Testamentiese lam, wat gedurende die Pasga elke jaar in die aand geëet word. Die Nuwe Testament simbole van brood en wyn is ingestel, sodat Christene die liggaam van Christus, die ware lam van God, kon eet en sy bloed drink. Jesus se offer het die nodigheid om die lentelam te slag vervang. Lukas 22 vers 19 wys dat Jesus die brood en die wyn vervang het, wat jaarliks in die herdenking van sy offer vir die vergewing van ons sonde, beide fisies en geestelik geneem word. Amen. Soos ons die nagmaal het in vandag se tyd. Nou dit bewys dat Christus nie die Pasga met 'n ander fees vervang het nie. Dit maak ook duidelik dat die enigste ding wat hy vervang het, was die lentelam, met sy eie offer, met die instelling van die brood en die wyn, om dit te simboliseer. Vroeë Christene het die Pasga gehou, nie Paasfees nie. Neem kennis hiervan uit die ensiklopedie van Britannica, 11de, julle kan maar gaan self opvolg, 'n bietjie gaan kyk, uitgee volume 8, in bladsy 828, daar is geen aanduiding van die onderhouding van 'n Paasfees in die Nuwe Testament nie, of in die geskrifte van die apostoliese vaders nie. Die eerste Christene het aangehou om die Joodse feeste te onderhou, soos God se Levitikus 23 se feeste, opskoon in 'n nuwe gees as 'n herdenking van gebeurtenis wat hierdie feeste afskadu. Dus die Paasfees met die nuwe begrip van Christus as die ware Pasga lam, daartoe toegevoeg wat aangehou word om te onderhou word.
Die oorspronklike apostels en die vroeë Nuwe Testamentiese kerk het nie Paasfees onderhou nie. Let op die 2de eeu was Paasfeesdag onder Christene in Klein-Asië. Hierdie sou 'n heidense kerkie wees waar Paulus en plekke soos Filippi, Kolose, Galasië ensovoorts gestig het en die Galasiërs gewaarsku het. Omtrent die onderhouding van die dae soos Paasfees, die 14de dag van Nisan of Abib, die 7de maand van die siviele Joodse almanak word ons uitgewys 1968. Die datum wat hierdie beskryf word is nie Paasfeesdag nie, maar eerder Pasga, wat op die 14de dag van die eerste maand Nisan van die heilige almanak gehou word. Die apostels en die vroeë kerk het nie Paasfees onderhou nie. Nieteenstaande die oorweldigende bewyse dat God se heilige dae, soos Levitikus 23 gelys word, steeds deur Christene vandag onderhou moet word. Handelinge 2 vers 1, 12 vers 3, 18, 21, 20, 6, 16, 1 Korintiërs 5 tot 7 en 16 tot 8 is daar feitlik niemand wat beweer dat hulle in God van die Bybel glo wat dit onderhou. Amper niemand wat bely dat hulle Jesus Christus aanbid, onderhou die Pasga soos hy opgedra is. Dan is die vraag, hoekom? Aangesien daar 'n opdrag in die Bybel is om Paasfees te onderhou nie, terwyl God se permanente opdrag is om die Pasga te onderhou, wel daar is, van waar het dan die Paasfees ontstaan? Nou, na oorsaak van Pasga is ons gereed om die oorsprong van Paasfees te bestudeer. Toe Paasfees na Amerika gekom het, sy ontstaan. Paasfees is reeds lank bekend as 'n heidense fees. Amerika se oprigters het dit geweet. 'n Kinderboek omtrent die vakansiedag, eerste parade, Welcome Sweet Springtime, deur Steve Engelbrecht verklaar. Toe die Puritane na die Noord-Amerika gekom het, het die viering van Paasfees en die viering van Kersfees met agterdog beskou. Hulle het geweet dat die heidene die terugkeer van die lente gevier het, lang voor Christene Paasfees gevier het. Vir die eerste 200 jaar van die Europese lewe in Noord-Amerika het net 'n paar state, meestal in die suide, enige aandag aan hierdie vakansiedag gegee. Na die siviele oorlog het die Amerikaners hierdie vakansiedag begin vier. Paasfees het Amerikaanse tradisie in 1870 geword. Opmerklik, die oorspronklike 13 kolonies van Amerika het as Christen nasie begin met die kreet van geen koning net koning Jesus. Die nasie het nie die Paasfees binne 'n hele eeu van sy ontstaan onderhou nie. Wat het dan gebeur? Wat het verander? Nou kom ons kyk waar het die Pasgas nou vandaan gekom. Hoe klink die volgende? Lente is in die lug. Blomme en nasies versier die huis. Vader help die kinders om pragtige ontwerpe op eiers te verf wat op verskillende kleure geverf is. Hierdie eiers wat later weggesteek en gesoek sal word nou 'n pragtige sessionale mandjie geplaas. Die wonderlike geur van plaasbolletjies wat moeder op die oond bak, trek nou die huis. 40 dae van die afsien van sekere tipe kosse gaan nou ook finaal die volgende dag eindig. Die hele familie soek hulle beste sondagklere uit om volgende oggend tydens sonop aanbidding te dra om die verlossers opstanding en hernuwing van lewe te vier. Almal sien uit na die sappige ham en die gameersel. Dit sal 'n aangrypende dag wees. Inderwaarheid, dit is een van die mees geestelike vakansiedae van die jaar. Paasfees? Reg? Nee. Dit is die beskrywing van die antieke Babyloniese familie. 2000 jaar voor Christus. Wat die opstanding van hulle god Tamus eer. Wat deur sy moeder eggenote Ishtar van die onderwêreld uitgebring is, na wie hierdie fees vernoem is. Ishtar was eintlik Easter, in die meeste semitiese dialektiese uitgespreekte, en dit kan van hierdie gebeurtenis wat hier uitgebeeld word, in 'n sin gesê word, dat Paasfees is natuurlik, kan ook gesê word, dat hierdie geleentheid
maklik 'n Frigiese familie is wat Attis en Cybele eer. Of miskien 'n Fenisiese familie wat vir Adonis en Astarte aanbid. Wat ook die aarde wat hier ook beskrywe goed sal pas, is 'n heidense Israelitiese familie wat die Karnitiese Baal en die Astoret eer. Of hierdie beskrywing kan net sowel enige aantal immorele heidense vrugbaarheidsvieringe van dood en opstanding insluit in die moderne Paasfeesvieringe, soos wat ons dit vandag ken, deur die Angelsaksie vrugbare instelling van die godin van Eustera, Ostara. Hierdie is almal dieselfde feeste wat net deur tyd en kultuur geskei is. Die Paasfees nie in die Bybel voorkom nie. Waarvandaan het dit dan gekom? Die groot meerderheid van die eksplisasie van die sekulêre geskiedeniskundiges stem saam dat die naam Paasfees en tradisies wat omring diep in die heidense geloof gewortel is. Neem nou kennis van die volgende kragtige aanhaling wat meer demonstreer van die ware oorsprong van die moderne Paasfeesvieringe en ook sy naam gekry het. Vanaf bede die eerwaardige Deuteronomium Teporium is die oorsprong van die uitdrukking van Christus opstanding populêr beskou as van die angel van Saxie Istra, 'n godin van lente, die ou hoë Duitse meervoud vir die daarraad van Estoren, van waar die Duitse Ostring gekom het en ons Engelse Paasfees. Daar kan jy gaan oplees in die New Catholic Encyclopedia, dis daar geskryf. Hulle maak geen geheim daarvan. Die feit dat lentefeeste algemeen onder die heidene mense was, het sonder twyfel baie te doen gehad met die vorm wat by die Oosterfees in die Christelike kerke veronderstel was. Die Engelse term vir Paasfees, naamlik Easter, van die heidense oorsprong, kan jy gaan kyk, Albert Henry Newman skryf daar vir ons. Op hierdie grootste van Christenfeeste vind daar verskeie oorlewings van antieke heidense seremonies plaas. Om mee te begin is die naam self nie Christen nie, maar heidens. Ostara was die angel, die suksesie godin van lente. Daar kan jy gaan oplees, al die bewyse is daar in the Festival of Holy Days of the Saints Days. Paasfees, die naam is afkomstig van Ostara of Eustria, die angel, die Saksiese godin van lente, vir wie lentefees jaarlik gehou was, omdat dit van hierdie heidense feeste is, van waar sommige van ons Paasfeesgewoontes gekom het. In Babylonië was die godin van lente Ishtar. Sy was vereenselwig met die planeet Venus, omdat dit voor die son opkom, of ook daarna sak, voorkom asof dit lig lief het. Dit beteken dat Venus die songod lief het. In Fenisië het sy Astarte geword, in Griekeland Eostor, verwant aan die Griekse woord Eos, Dara. In Duitsland is dit Ostara, en dit kom dan ook van die Duitse woord Ost of Oos, wat dan die rigting van die Dara is, wat jy kan ook gaan oplees. Soos reeds gesien het, word hierdie hele aantal name gebruik vir die meer bekende Paasfees. Heidene het tipiese talle verskillende name vir dieselfde god of godin gehad. Nimrod, die Bybelse figuur wat die stad van Babylon gebou het, Genesis 10 vers 8, is ook nou 'n voorbeeld. Hy was dieselfde God, die vuur of songod, algemeen en feitelik elke antieke kultuur aanbid. The True Origin Christmas kan jy ook later daar gaan na gaan kyk waar dit vandaan gekom met Nimrod se aandeel wat daarin is. Die godin Ester was nie anders nie. Sy was een godin met baie name. Die godin van vrugbaarheid, wat in die lente aanbid word wanneer alle lewe hernie. Nou die wydbekende historikus Will Durant in sy beroemde en gerespekteerde werk Story of Civilization skryf hy die volgende: Ishtar, Astarte vir Griekse, Astoret vir die Jode, interesseer ons nie net as analoog van die Egiptiese Isis en die prototipe van die Griekse Afrodite en die Romeinse Venus, maar die formele beginstighede van die vreemdste Babyloniese instellings. Bekend aan ons hoofsaaklik van 'n beroemde
bladsy in Herodotus, elke boerlike vrou is gebonde om eenmaal in haar lewe in die tempel van Venus, naamlik Easter, te sit met enige vreemdeling gemeenskap te hê. Is dit dan ook nie 'n wonder dat die Bybel praat van daardie godsdienstige stelsel wat van daardie antieke stad afkom as die verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van hoere en van die gruwels van die aarde. Openbaring 17 vers 5. Ons gaan nou 'n bietjie dieper kyk na die oorsprong van die ander gewoontes wat ook met Paasfeesvieringe verbind is. Soos ons gesê, eiersoek en Paasfees. Eiers is nog altyd met Paasfeesviering verbind. Feitelik elke kultuur in die moderne wêreld het 'n lang tradisie om eiers mooi in verskillende maniere te kleer. Dis 'n storie wat hy sê ek het eintyd 'n reisende vertoning van 'n baie soort pragtige versierde eier, patrone van moderne tradisies wat feitelik elke land van die moderne Europa verteenwoordig ondersoek. Kom ons kyk na die volgende. Die oorsprong van paaseiers is gebaseer op die vrugbaarheid en wysheid van Indo-Europese nasies. Vir hulle was die eier 'n simbool van lente. In Christen tye die eier geloofsvertolking verkry en 'n simbool geword van die graf waarin Christus te voorskyn gekom het na 'n nuwe lewe na sy opstanding. Hierdie is 'n regstreekse voorbeeld van hoe die heidene simbole en sedes verchristelik word. Die Christenpasname word vir heidene maniere opgelê. Dit word gedoen om te mislei, sowel as om mense te beter te laat voel oor hoekom hulle gebruik volg wat nie in die Bybel is nie. Nou kom ons let op na die volgende. Oor die Christenviering van Paasfees, volke gebruik het versamel waarvan baie van antieke seremonies oorgedra is, simbolisme in Europese Midde-Oosterse heidene van lentevierings. Byvoorbeeld eiers is baie prominent as simbole van nuwe lewe en opstanding. Nou laastens kom ons die volgende uit Egipte, Belief and the Modern Fort, James Bonwick, kan jy gaan lees, eiers was in Egiptiese tempels opgehaal. Hansen bepleit aandag van die aardse eier, die embleem van die generatiewe lewe, die voortgaande van die mond van groot God van Egipte, die mystieke eier van Babylon, wat die Venus Ishtar uitbroei, en uit die hemel na die Eufraat rivier geval het. Gekleurde eiers was hulle heilige paasoffers in Egipte, soos dit steeds in China en Europa is vandag. Paas of lente was die seisoen van geboorte van 'n aardse en hemelse. Wat kan meer eenvoudig wees om die ware oorsprong van paaseiers te bewys? 'n Paaseier is net 'n eier wat pas by Paasfees. God het nooit pasga-eiers op dae van ongesuurde brode gemagtig nie, maar daar was paaseiers vir duisende jare. Natuurlik het die eier wat lente en vrugbaarheid verteenwoordig gevorder tot in reeds die heidense lentevieringe aangeneem word. Om hierdie simbool aan Christus se opstanding in die lente te verbind, het baie kreatiwiteit en menslike beredeninge vereis. Maar selfs die uiters kreatiewe menslike beredeninge kon nog nooit suksesvol die volgende paassimbool aan enigiets Christelik koppel. Omdat daar nie 'n enkele woord daaroor enige plek in die Nuwe Testament staan. Die Paashaas. Hierdie is twee addisionele aanhalings van Frans Weiser omtrent die oorsprong van die Paashaas. In Duitsland en Oostenryk is klein nessies met eiers, deeg, suikerklontjies in weggesteekte plekke geplaas en het die kinders geglo dat die Paashaas wat ook gewild in hierdie land is, die eiers gelê het en suikerklontjies gebring het. En die Paashaas sy oorsprong in die Christelike volkskennis. Geloofssimbole is nog nooit aan die Paashaas vir feestelike gebruike geskenk nie. Nietemin het die Paashaas 'n kosbare rol in die viering van Paasfees bekom as die legendariese produseerder van paaseiers vir kinders in talle lande. Hierdie verder bewys ook die oorsprong van paaseiers in Asië.
Dit demonstreer aan ons, niemand het ooit 'n Paashaas met enigiets wat Christendom is te kom verbind nie. Nog minder in die Bybel. Die Paashaas is as te ware Christen simbool nie, volgens John Bradner kan jy gaan lees, The Church of Seasons and Days, alhoewel aangeneem in aantal Christelike kulture, het die Paashaas nog nooit enige spesifieke Christelike vertolking verkry. Niks hiervan sal miljoene belyde Christene weerhou om op grasperke en hulle huise elke lente met Paashase te versier. Oorweeg hierdie laaste aanhaling. Die haas die simbool van vrugbaarheid en die antieke Egiptiese simbool wat dan later ook Europe bewaar is, sy plek ingeneem deur die Paashaas. Selfs in moderne tye het die haas die algemene simbole van vrugbaarheid gebly. Terwyl vinnige tempo van aanwassing wel bekend is daar 'n ander probleem wat met haar so ontstaan. Hulle lê nie eiers toe. Terwyl beide duidelik simbole van vrugbaarheid is daar geen logiese manier om hulle saam te koppel nie. In 'n wêreld vol heidense tradisies kan die waarheid en logika verlore raak. Om hierdie simbole met Christelikheid saam te laat vloei, maak reeds afgodediens praktyke erg. Die ganse konsep dat Christelik is 'n leer wat op onskuldige kinders afgesmeer is, wat sal glo dat die maan van kaas gemaak is, net omdat iemand aan hulle dit vertel, terwyl die skokkende feite is hulle nogtans waar. Nou die Romeinse Katolieke Kerk het die praktyk om heidense feeste in te lei, Christenname aan hulle toe te dig en aan hulle Christene te noem. Dit was gedoen om Christelikheid meer smaaklik en bekend vir heidense aanbidders te maak, wat dan na die kerk poog om aan te lok. Hoe het die toestand van sake ontwikkel? Hier sien ons dat die Romeinse Kerk het hierdie goed toegelaat, sodat hulle mense kon lok. So ons moet nou maar eerder van die waarheid afstand doen. Ons moet valsheid inbring wat heidense feeste is, paganfeeste, sodat ons mense kan lok na die kerk. Gebeur dit nie vandag nie? Is dit nie wat tans aan die gang is nie? Hoeveel kerke is besig met heidense feeste gemeng met Christelike feeste om mense te lok, om hulle te kry en te sê, hier voel ons tuis. Die Santa-aanbidder gaan ook lekker saam met ons Paasfees. Want dit is sy fees. Hulle hou dit. En ons dink is so mooi geestelike godsdienstige tyd, terwyl ons besig is om deel te word van afgodediens. Ons gaan verder. Dit kan beter verstaan word waarom apostel Paulus aan die Korintiërs geskryf het, dat hulle bewus moet wees van geslepe misleiding van ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het. Hy het gesê, maar ek vrees, dat net soos die slang Eva deur listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang het, as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie, as wat aan julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. 2 Korintiërs 11, 2 en 4. Mense kan vandag dink dat hulle die ware verlosser aanbid, terwyl hulle 'n valse verlosser aanbid, 'n ander Jesus. Die geheel van Christendom aanbid eintlik vir Baal, die bemiddelaar en die songod, wat na sy eggenote Ishtar, wat eintlik sy moeder Semiramis was, wat dan later sal ons ook sien, dat die een wat die Bybel die koning van die hemel noem. Mense kan maniere aanbid wat dinge verteenwoordig, wat ver verskil van dit wat hulle opreg glo en bedoel. Oorweeg na die volgende klassieke geval, Deuteronomium 12, vanaf vers 28-32, New King James Version in Afrikaans. Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel. En jy in julle land woon, neem jou dan in ag, dat jy nie agter hulle aan verstrik word, en dat jy nie hulle gode vra en sê nie, hoe het hierdie nasie hulle gode gedien? Dat ook so kan doen. So mag jy nie handel met die Here jou God nie, want alles wat vir die Here 'n gruwel is, wat hy haat,
het hulle vir hulle gode gedoen. Alles wat ek beveel, dit moet julle sorgvuldig hou. Jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie. Amen. Nou God vertel aan die Christen om nooit wat goddelik is te meng wat heidens is. Of die waarheid met vals nie. Moenie toelaat dat mense aan jou vertel dat dit wat God sê nie 'n verskil maak nie, dit maak saak. Dan sluit ek af. Neem kennis van Jeremia, die paaspolitiek. 7 vers 18. Die kinders maak hout by mekaar en die vader steek die vuur aan. En die vroue knie die deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander gode drankoffers uit te gee om my te terg. Die koeke wat aan die hemelkoning aangebied word, is dieselfde as wat ons ken paasbolletjies wat miljoene kinders vandag oor sing hoor. Daar kan jy gaan kyk na Alexander Hislop, de Two Babylons. Wat so onskuldig voorkom, is dan ook geensins onskuldig. Nou dit was 'n hele mond vol. Ek wil niks weggelaat het. En terwyl ek hierdie studie doen, en ek moet tot die besef kom, hoe ver die kerk al weg is van die waarheid. Hoe ver Christendom wegbeweeg het van wat opreg was. En hier sê God dit in sy eie woord. Hy sê hy haat dit. Dis veragtelik vir hom. En ons is steeds besig om tradisie eerder te volg as die waarheid. En kerk van die Here God wys my die volgende. Hy sê omdat julle by hierdie tradisies bly, kan ek julle nie seën nie. Omdat julle by hierdie tradisies bly, kan jy nie suksesvol wees nie. Omdat julle by hierdie tradisies bly, kan julle nie my Heilige Gees sien en ervaar, soos dit vroeër jare gesien en ervaar was nie. Want julle aanbid aan 2 gode. En hy sê in sy woord, kies vandag wie jy wil aanbid. Vir God of Mammon. Hy stel dit aan jou en my voor. Ja, ons gaan anders lyk as die res van die wêreld. Ons gaan dit anders toepas as die res van die wêreld. Laat hulle daaroor skinder, laat hulle maar daaroor aangaan. Wat staan daarmee? Kom ons doen wat reg is in God se oë. Van hierdie dag af sal hierdie gemeente nie meer 'n Paasfees vier nie. Maar ons sal die Pasga vier. Want dis waar die ware evangelie. Ons sal ons nie meer ophou met dingetjies en fabels wat saam met die Paasfees gekom het nie. As jy Paasfees wil hou, hou hom. Maar moenie vir God kom kla as dinge nie goed gaan in jou lewe nie. Moenie by God kom kla as jou kind siek raak of iets anders gebeur nie. Want jy het toegelaat dat jou kind deel word van gode feeste. Maar as jy die Pasga wil hou, sal God jou eer. Hy sal jou huis sien. Hy sal jou beskerm, hy sal jou bewaar. Sy hand sal oor jou wees. Want dan is ons daardie ou klein handjie, uitgesoekte volkie, soos Israel, vir God. Ons moet ophou kyk wat die wêreld doen en die wêreldsisteme en wat die wêreld aanbied verander. Ons moet bly by die waarheid en dit is die enigste waarheid wat daar staan. En enige pastoor, enige dominee, en enige apostel, en enige profeet, enige guru wat daar is, kan maar kom, hy kan met my kom, hierdie saak aanvat, as hy nie deur God se woord kan doen, moet hy shut. Want God se woord is die finale woord, gesag, waarop die kerk moet bou. Vanmôre is dit 'n ander boodskap as wat gewoonlik gegee word op so Sondag. Want ons sit Sondag vir jaar en ons vier op opstaan in diens, maar ons hou Paasfees. Wie is die Jesus wat dan opgestaan het in jou lewe? Wie is dit? Die een wat die prys betaal het, deur sy bloed, deur sy liggame, wat vir ons gebreek is nie die gode waarna verwys word nie. Maar ons wil Paasfees hou. Ons dink, ons is so heilig voor God. En hy sê, julle kleed is sleg bevlek.
met die leuen, die misleiding vir jare. En as dit nou tyd is vir ons om na die waarheid toe te gaan, dan gaan ons na die waarheid toe. Dan gaan die kerk herlewing sien. Dan gaan die kerk God se hand sien. Dan gaan siele gered word. Maar ek en jy kan nie eens 'n siel kry om by die Here uit te kom nie, want ons is so saamgesmeld met hierdie samenswering van geeste wat nie van God is nie. Dis hoekom duiwelaanbidders in die kerke kan sit en dit pla hulle nie eers nie. Hulle voel nie eens bedreig om te sit in die kerk nie. Want jy is net so deelagtig in hulle feeste. Daar was so rukkie terug, het ek 'n rubriek gelees van 'n satanist wat tot bekering gekom het. En hy sê, wanneer hulle so in die kerke sit en hulle merk die kerke wat nou op hulle versiering kom, eerste waarna hulle kyk is die waarheid daar. As die waarheid daar is, dan word hy kerk in hulle versier gesit. Dan kyk hy na, rook die mense en drink hulle in die kerk, wat daar sit. As dit daar is, dan worry hy nie oor hy gemeente nie, hulle slaap verlore. Dis wat hulle sê. Ek sê dit nie. Maar sodra hy in 'n kerk sit, waar hy weet daar is gesag en autoriteit in God se naam, dan sidder en bewe hulle. Want hulle kan niks doen nie. Maar die kerk het 'n plek geword waar mense net wil sit en oortjies moet gestreel word. En the good, feel good predikers moet uitkom en vir jou kom preek om net goed oor jouself te voel. Maar dis nie my werk om jou te kry om goed oor jouself te voel nie, dis jou eie werk. Dis my werk om vir jou die waarheid voor te hou. En soos ek het al baie gesê van hierdie podium af, ek sal die waarheid hou. Of jy daarvan hou en of jy nie daarvan hou nie, dis jou probleem. Maar ek weet, ek moet eendag voor die lewende God gaan staan. En hy gaan van my sê, hoekom het jy nie my kerk vertel van hierdie fees nie? Baie predikante gaan voor God staan. En hulle vir God gaan sê, hoekom hy eerder Paasfees en Paaseiertjies in sy kerk toegelaat het. Omdat hy gedink het, dit is beter om die mense happy te hou. En ek weet baie wat na hierdie opname gaan luister, of self nou daarna luister, kan dalk hulle gewip en die ding afgesit. Dis nie my probleem nie. Maar kyk, ons is ver weg van die waarheid. En ek kry skaam vanmôre om te sê, Here, ons kom hier en ons sê ons hou 'n Vrydag, wat ons kom vir die kruisiging, en ons kom die Sondag, wat die opstanding moet wees, Vader, kom ons na die huis van die Here, waar ons hou Paasfees. Die lam word vervang met 'n hassie. Dan word nie vir jou kind vertel, van die lam is geslag vir jou sondes nie. Sy bloed het gevloei, sodat jy gered kan word nie. Nie ons word vertel van 'n ou Paashassie. Dit is wat vir jou belangriker is, as om jou kind te leer, die Paaslam. Die lam geslag vir jou en my. Hy was die volmaakte lam. Dan ons het dit kom vervang met 'n ou springhassietjie, 'n Paashassietjie, en gekleurde eiertjies. Wat niks met hierdie viering te doen het nie. En ek hoop hierdie gemeente gaan van hierdie dag af ruggraat hê, om te sê, ons sal nie weer hierdie fees toelaat in ons huis nie. As jou kind dit wil doen en hy wil nie luister nie, sê dan gaan doen jy dit maar by jou ander plek, maar in my huis doen jy dit nie. Kry ruggraat. Want God gaan dit van jou vra, eendag. Kind van die Here. Ek weet nie of ons ooit so gekwalifiseer het vir hemel maak.
Ek sê, ek weet, as ons aangegaan het met ons Paasfees, want hy sê jaloerse God, sou ons ooit hemel gemaak het. En dis vanmôre die skok wat ek moes besef het, terwyl ek hierdie studie aan mekaar sit. Here, sou ek hemel maak? Sou ek gekwalifiseer het om hemel te maak? Want ek was net so besig, Here, in heidense feeste, die hemelgodin te eer, as vir U. Nou dis vanmôre die boodskap wat ek vir U bring. Ek hoop, vertrou, met die erns daarin, dat U my hart sien daar. Dat jy verstaan hoekom ek dit doen. Dat jy verstaan dat ek nie daar is om te oordeel nie, maar dat ek wil hê jy moet hemel maak. Want ek wil hê jy moet regtig opreg met God wandel. En dit is vanmôre wat ek vir jou bring. Ons het vanmôre nou die swart sak met die gemors uitgegooi. Dit wat versteek was vir jare, is aan jou bekend gemaak. Jou keuse is joune van hier af. Ek kan nie jou keuses vir jou maak nie. Maar onthou net, die Heilige Gees gaan jou herinner aan hierdie dag. Aan hierdie dag. Hy gaan jou herinner. En dan moet jy maar self antwoord. Of jy hom wil gehoorsaam, of eerder feeste wat hy verag. Gaan ons maar eerder anders raak as die res. Soos ek jou al baie gesê het, nie saam die stroom. As die Here ons kom teen. Ons kom teen. Here, maak nie saak wat hulle van ons gaan sê nie. Maak nie saak wat hulle van ons gaan dink nie. Maak nie saak of hulle ons gaan spot nie. Maar ons Here sal teen die stroom ons. Tot verheerliking van U naam. En dit is dalk nie 'n maklike pad nie. Maar soos ons geleer was gister en Vrydag, het jy sy pad geloop. Het jy daai pad geloop. Is jou liggaam uit mekaar geskeur? Was daar 'n doringkroon in jou kop ingedruk? Was daar spykers in jou hande ingekap? Nee. Maar ons is so gemaklik om te wil kla as kinders van die Here, om te volhou in hierdie pad wat Christus van ons vra. Vanmôre gaan ek namens ons almal 'n belydenisgebed vra die Here moet ons vergewe, dat ons huis, ons kerk, ons lewe, ons geloof oopgemaak gooi. Ek wil net op die voete staan. Aba Vader, vanmôre kom ons na U en ons vra, Here, vergewe ons. Vergewe ons, Here, dat ons ook godefeeste toegelaat het in ons lewens. Ja, ons dit geleer en aangeleer by ons voorouers, Here, maar ons soek nou nie verskoning om vinger na hulle te wil wys nie. Maar vanmôre het ons die waarheid ontvang. Ek bely, Here, as die pastoor van die gemeente, ook my aandeel in Paasfees. En vanmôre erken ek dit mond uit dat dit nie U fees is nie. En verwerp ek dit van hierdie oomblik af in Jesus naam. Ek vra, Here, dat daar geen verdere vloeke oor ons sal wees.
omdat ons onsself deelagtig gemaak het aan hierdie feeste wat U verag. Ek vra Here dat ons werklik as 'n gemeente ruggraat sal hê van hierdie dag af om ander reg te wys na die ware fees, die Pasga. Soos die duiwel maar doen, het hy maar gekom met 'n slinkse idee om die kerk te mislei, Vader. Maar vanmôre wil ons sy misleiding bestraf en vir sê jou vyand jy's tentoongestel. Jy's in die lig gebring. Ons wil lê en ons bestraf jou werke oor God se huis. Jy het geen reg, geen plek in God se huis nie. Jy het geen reg, jy het geen plek in die kinders van die Here se lewens nie. En vanmôre beveel ek jou met die gesag en die autoriteit wat God my gee om te gaan in Jesus naam. Ek sê dankie Here vir vergifnis. Waar ons nou daai beker moet drink en deel aan die liggaam gaan hê deur die brood. Bely ek voor U Here ons sondes en ons ongeregtighede. Dat ons nie aan daai tafel sal sit en onsself onder oordeel voor U, maar dat ons daai tafel kan sit met 'n verwagting. Ek dank U nou, Koning Jesus, en ek gee al die eer in Jesus naam. Amen. Ons gaan aan die tafel van die Here sit, die broers wat my kom help. Baie dankie vir die tafel. Maritjie, Annie, waardeer dit opreg. Die Here seën julle daarvoor. Ons het amper nie 'n tafel gehad. Maar daarom kon ek betyds onthou. Kind van die Here, hierdie tafel spreek vanmôre die Pasga. En voor Jesus die kruis betree het, was die tafel daar. Die tafel was reeds deel van die Christendom gewees voor Christus se kruisiging. Amen. Tot herinnering van sy die bloed, die liggaam, maar toe was dit nog die Paaslam in daai jaar voor Christus se kruisiging. Jesus het dit kom vervang, hy het die Paaslam geword. Sê die woord van die Here, hy het die volmaakte lam gewees vir alle sondes. Amen. Daarom het ek en jy nie meer nodig vandag om rituele te doen, soos hulle daai tyd moes doen, deur die hoëpriesters. Ons het direk toegang tot die Vader. Amen. Ons lees in die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, baie interessant om te sien hierso. Die skrif sê terwyl hulle eet. Ek het baie oor hierdie gewonder. Hoe is dit dan as Jesus dan nou saam met hulle aan die tafel was en die brood breek, wat het hulle dan nou hier geëet? Hulle het reeds maaltyd saam met hom gehad. Hulle het reeds voor hierdie tafel het hulle maaltyd gehad. Net wel woord van die Here sê, jy moenie aan hierdie tafel kom sit omdat jy honger het. Amen. Het jy dit gelees? Hy sê, moenie aan hierdie tafel gebruik maak omdat jy honger of dors is nie. Daarom het hulle 'n maaltyd gehad voordat hulle aan die nagmaaltafel gesit het. Het jy dit geweet? En nou vanmôre sê die woord van die Here, ons het ook nou die tafel gehad, ons het die ewige brood kom eet. Die woord wat uitgegaan het. Amen. So ons sit ook eers aan die tafel van die Here en ons ontvang die warm broodjies soos ek het gebruik. En ons kry
vir ons gees gevoed. Amen. Dan kom sit ons aan die nagmaaltafel. Nou word ons deelagtig met Christus in sy liggaam. Die woord van die Here sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en dank vir ons. Here Jesus, baie dankie dat die brood gebreek kan word vir ons. Here Jesus, dit vul ons met 'n heimwee, maar ook met 'n oorwinningshart dat Jesus triomfeer vanoggend. Sy liggaam triomfeer deur ons vir die wêreld daar buite. Here, ons gee aan U al die eer en die lof. Amen. Die woord van die Here sê, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels. En hy sê, neem eet. Amen. Neem eet, dit is my liggaam. Neem eet vanmôre aan sy liggaam. Dis nie maar net 'n broodjie uit 'n oontjie of by die winkel rap nie. Dis sy liggaam. Amen. Wanneer jy hierdie brood neem dit met die gedagte, dit is sy liggaam. En die verder sê die woord van die Here, toe neem hy die beker. Nadat hy gedank het, Abba Vader, dankie vir die bloed. Amen. Dankie vir die bloed. Amen. Here, hierdie bloed is nie maar net bloed, soos elke ander mens se bloed. Hierdie bloed maak slawe vry. Amen. Hierdie bloed reinig ons van alle besmettings. Hierdie bloed, Vader, is die bloed wat U gestort het op die kruis Golgotha. Amen. Jesus. Nie te vergeet vir ons om aan te hou met ons sondes nie. En net te wil spring na die beker van die bloed en te sê, sy bloed. Maar werklik, Here, die erns van die bloed te verstaan. Ek dank U vir die bloed. Amen. En die woord van die Here sê, nadat hy gedank het, het hy dit aan hulle gegee en sê, drink almal daaruit. Hy het niemand uitgesonder. Hy gebruik die term drink almal daaruit. Halleluja. Want dit is my bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word Amen. tot vergifnis van sonde. Maar ek sê vir julle, dit was die finale nagmaal saam met Christus. Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader. Amen. Amen. Dan kom ons terug, oh, what a day that will be, Hallelujah. when my Jesus, Amen. I shall see. Dank U. When I look upon His face, the one who saved me by His grace, and He touched me by the hand, and He leads me to Thy promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. Terwyl ons hierdie verwagting het, hoeveel te meer het Jesus nie die verwagting om weer saam met ons aan hierdie tafel te sit. Amen. Is ons verwagting ook vanmôre soos Jesus se verwagting is? Daardie verwagtinge kan nie wag om saam met my bruid aan die tafel te sit en weer aan hierdie wyn te drink en weer aan die brood te eet nie. En ons daardie verwagting van sy tafel. Of is dit maar net 'n gewoonte? Iets wat ons maar net moet doen. Vanmôre roep ek jou terug, kind van die Here. Kry dieselfde verwagting as wat Jesus het.
om aan die tafel te sit. Maar meer as dit wil ek vir jou sê, en ek kry jou verwagting om hemel te maak. Amen. Ek sien nie meer dat mense van die hemel praat nie. Ek hoor nie meer dat mense van die hemel praat nie. Ek onthou in die begin toe ek hier begin bedien het ek gesê ek stel dit in dat ons in hierdie gemeente vir mekaar sal sê, Maranatha, Amen. Jesus kom weer. Amen. Maar daar is nie meer 'n verwagting vir die hemel nie. Ons is vol plannetjies en idees vir ons lewe. Het jy geweet, al hierdie ander dinge gaan vir jou niks beteken nie, as jy nie hemel kan maak nie. Het jy geweet, daarvan gaan niks kom nie. Maak seker, jy maak hemel. Maak seker, hy kan vir jou sê, kom in. Ek het jou lank verwag. Maak seker, van die ander een wat hy sê, is gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie. Wat se woorde moet dit wees? Gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie. Dan kom skielik al die redenasies, maar Here, in U naam het ek hande op die sieke gelê. In U naam het ek duiwels uitgedryf. Dan wil ek skielik iets soek om God te oortuig dat ek hemel moet maak. Terwyl hy sê, jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe. Is jy seker vanmôre, is jou naam geskryf in die boek van die lewe? As hy daai boek moet oopmaak, hy seels moet breek, gaan hy jou naam daar vind. Maak seker, kind van die Here. Ek weet nie hoekom die Heilige Gees ernstig met my praat, maar hy weet hoekom hy ernstig met my praat. Dis tyd om reg te maak, om jou Here, jou God te ontmoet. Dis reg, as jy reg is, maar as jy nie reg is nie, wat dan? Dan bly net oor 'n vuurpoel wat hel. Ek wil nie mense bang maak met hel nie, maar dis 'n realiteit. God se woord sê so. Vanmôre as jy aan hierdie tafel sit, daar's dinge in jou lewe wat nie reg is nie. Wil ek jy vanmôre maak reg met hom. Ek voel gelei familie, gesinne, kom bedien julle self. Kom stap uit. Julle gaan nie bedien word in die banke nie. Kom stap uit vanmôre. Kom ontvang vanmôre sy liggaam. En staan nie vir my daar met die kelkies. Die wat die beker wil hê. Ek wil jy met jou gesin bedien. As jy in jou gesin hier is, bedien jou gesin. Bedien jou gesin. Lorika, Jan, kom na. Staan hier.
mag ons Here werklik sal leer tot verheerliking van U naam. Mag U liggaam ook iemand verskeer deur ons lewens Vader. Ek dank U. Ek eer U met ons. Halleluja. Dankie Here. Nuwe Testament. Tot vergifnis van sondes. Dankie dat U vanmôre deur U bloed ons skoon was. Rein maak, Here. Dankie. Want U alleen kom geloof en eer vir Jesus. Vir ons saamwees. Halleluja. Moenie haastig wees nie. As mekaar wil bedien mekaar. Jesus moet vir ons elke dag, Here. En ons vat dit van self spreek. Halleluja. Ons kan daar asem kry, Here. Ons kan nie preek, Here, as vir U was. Mag hierdie dag ons Here elke dag hierdie jaar herinner dat U met Yes, halleluja. gedoen het, Here. Dankie. My woord is te min, Here, ek het te min woord, dankie, Jesus. Dankie, my Here. Halleluja. Ons prys U goeie naam. Halleluja. Was 'n liedjie wat sê there's room at the cross for you. Ken. En ons saam sing. There is room at the cross for you. There is room at the cross for you. The millions have come, there's no room for one. Yes, there's room at the cross for you. Sing song. There is room at the cross for you. There is room at the cross for you. The millions have come, there is still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Halleluja. Baie dankie. Tieners of vergaders as jy nog wil inkooi. Hoe gelei om te doen. Ons het nou vanoggend nie daar gewerk nie. Terwyl ons in hierdie heilige atmosfeer is, wil ek weer dankie sê vir elkeen wat ons dienste besoek het. Dankie vir u wat getrou was, die wat dit nie kon gemaak het nie, ons verstaan. Ons gun dit ook vir julle wat bietjie weggegaan het. Maar dankie dat julle vanmôre saam met ons is, Henry. Baie het net by die huise gebly. Is ons vakansiedag. Jesus het ons vir my 'n vakansiedag gegee toe hy op die kruis was. Dis ons wat dit vir my geword het, 'n vakansie. Mag ons nie ooit daai gedenke hê en dit sien as 'n vakansiedag, maar besef die boodskap van die kruis, die boodskap van die weergraf. Amen. Amen. Baie dankie. Die Here seën u. Ons gaan net so uitgaan.
Gee die tyd iets sag daar speel. Iemand gaan afsluit nie. As dit die Here se wil is, dan sien ons mekaar weer volgende Sondag om 10. Amen. God bless. Shalom.